Goed so, goeiemôre. Het is 'n baie groot voorreg om hier by julle weer te wees. Ek sien sommer baie verwikkelinge wat hier so besig is om te gebeur. Dus maak 'n mens opgewonde om te sien wat die Here besig is om te doen. Ons het al gebid en geworship. Ek gaan sommer direk in die woord in. Ek wil vandag bietjie gesels oor miskien 'n ongewone ding. Ek kan eers sê, soos ek in die skrif kyk, vind ek dat daar heel wat reg in die Ou en die Nuwe Testament is heel wat keer wat God 'n vraag vra. Nou, God vra nie 'n vraag omdat hy nie weet nie. God vra 'n vraag omdat hy wil hê ons moet bietjie dink oor die ding. Daar's 'n dieper ding daarso en ons moet bietjie dink daaroor. As jy kyk in Matteus 13, 14, 'n hele paar hoofstukke in Matteus veral, maar in die ander evangelies ook, vind jy dat Jesus baie praat oor die koninkryk van God. Dis eintlik die ding wat hy meeste oor praat, die koninkryk van God. In een plek sê hy, hoedanig is die koninkryk? Hoedanig, ek weet nie mooi die woord hoedanig is, hoe lyk dit? Hoe lyk die koninkryk? Waarvan praat hy as hy oor die koninkryk praat? En dan gaan hy verder af, dan praat hy van die verborgenhede van die koninkryk. En dat hy die verborgenhede wil oopmaak. En so sien jy 'n hele paar plek dat hy daai vra, hoe lyk die koninkryk? Die koninkryk is soos dit, die koninkryk is soos dat, die koninkryk is soos dat. So hy verduidelik die koninkryk deur gelykenisse. Dan sê hy die koninkryk is soos 'n saad, 'n mosterdsaad wat iemand geneem het en geplant het, en dit is kleiner as al die ander saadjies, maar as dit gegroei het, word dit die grootste boom en dit dra veel vrug, en al die voëls van die hemel kom en maak nes in die takke. Dis die koninkryk, die verduidelik van die koninkryk, een van die baie verduidelikinge. So hierdie vraag is baie belangrik, en ons gaan nou 'n vraag ook vra in die skrif oor die sabbatsrus. Nou ek weet die sabbat tema, veral in hierdie omgewing, is 'n tema wat baie mense uitmekaar het geskeer. en daar is so baie risie en stry oor, moet dit die 6de dag wees, die 7de dag wees, moet dit die 1ste dag wees, watter dag van die week is dit, en so baie dinge oor die sabbat, dat mense eintlik die kern van die sabbatsrus verloor. En ek wil bietjie gaan na die kern, en ons gaan begin in Handelinge hoofstuk 7, as jy daai hoofstuk ken, dan sien jy dit is Stefanus se preek, wat hy gepreek het toe hy voor die hoofpriesters en die Sadduseërs, die ouderlinge van die volk gebring word, omdat hy mense gesond gemaak het, en hy het kragtig gepreek, en hulle het nie van sy preek gehou nie, want hy het van Jesus gepreek, en hulle het nie van Jesus gehou nie. En so hierdie lang preek is 'n kragtige preek, en jy sien, soos wat Stefanus preek, borrel die skrifte net so uit hom uit. Een skrif na die ander, hy vertel van die geskiedenis van Israel, en die betekenis van die verskillende dele van die geskiedenis, en ek gaan nou nie deur daai hele ding nie, maar hy kom hier so naby die einde, dan sê hy, vers 45, Handelinge 7 vers 45, kom ons begin daar so 44. Die tent van die getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos hy wat met Moses gespreek het, hom bevel gegee het, om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. So daai tent is die tabernakel, wat daar in die woestyn gemaak was, is dit nie? En Moses het dit gesien, al die dele, die ark en die kandelaar en al die dinge het hy gesien, en hy het dit laat maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. Okay? En dan vers 45, en ons vaders het dit ontvang en met Josua ingebring in die besitting van die nasies,
wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van Dawid. So hy sê, daai tent was ontvang, en Josua, saam met die Israeliete, het dit ingebring in die beloofde land. En onthou, die beloofde land was iets wat jare voor dit aan Abraham beloof is, kom uit die Babylon uit, en gaan in, ek sal vir jou lei, en dan gaan hulle in die beloofde land. En so dit is jare later, dat Josua eers vir die kinders van Israel in die beloofde land gebring het. So dit was die beloofde land, sy belofte. En dan praat hy van die dae van Dawid, vers 46, wat genade gevind het voor God, en gevra het om 'n woonplek vir God van Jakob te verkry. So Dawid het gesê, ek wil vir u 'n woonplek maak. As jy na die skrif in die Ou Testament kyk, dan sal jy sien dat Dawid daar vir Nathan gesê het, sy profeet gesê het, ek wil 'n woonplek bou, ek bly in 'n pragtige huis en God bly in 'n tent. Iets is verkeerd, ek wil vir God 'n tempel bou. En dan vers 47, en Salomo het 'n huis vir hom gebou, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê. Nou hier gee hy die profeet se woord. Hy sê, die hemel is my troon, dis God wat deur die profeet spreek, die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? Daar is 'n vraag. Hoedanig is die plek van my rus? En hy praat hierso van die Sabbatsrus, want later praat hy daar so aan. Hoedanig is die plek van my rus? So, ek wil na daai vraag kyk. God vra die vraag, hoe lyk die plek van my rus? Wat is die Sabbatsrus? Dis wat hy daar sê. Hoe lyk die plek waar God gaan rus? Nou as jy teruggaan na Genesis toe, die hele ding van die Sabbatsrus, begin daar so, God het die hemel en aarde geskape oor 6 dae, en die 7de dag het God gerus, en hy het dit die Sabbat genoem, en hy het dit geheilig, daai 7de dag, nee. So die eerste ding na die skepping, die eerste ding wat ingekom het, was die Sabbatsrus. Nee, dit is voor die wet, lank voor die wet, die Sabbatsrus ingekom. En nou vra ek die vraag, was God moeg dat hy moes rus? Ek meen, jy weet, hy sê, hoe lyk hierdie rus? Dan moet jy nou die vraag mooi na kyk, hoe lyk hierdie rus? Was God dan moeg? In Jesaja hoofstuk 40, julle ken hierdie versies, kyk net gou daarna, Jesaja hoofstuk 40, vers 27, sê daar so, waarom sê jy, God praat met Jakob, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die hemel, eindes van die aarde, die skepper, so hy verwys terug na die skepping. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag. So, daar is mense wat moeg word, en wat vermoeid word, hy gee vir hulle krag, maar hy self word nie moeg nie. En vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Praat hy van die jong manne word moeg en mat en so, maar die wat wag op die Here. Miskien moet ons dit lees, vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Waar kry hulle daai nuwe krag? Van God wat nie moeg word nie. So, hoekom het God gerus op die 7de dag? Dis 'n vraag. Ons moet daarna kyk. Waar kom die Sabbatsrus gedagte vandaan? Was dit omdat God moeg is?
Ek meen, baie mense, as jy nou praat oor die Sabbat, dan sê hulle, ja, maar God het ons so gemaak dat ons 1 keer 'n week moet rus. Maar God het nie gerus omdat hy gemoeg geword het nie. Daar was 'n ander doel daar. Daar's iets baie dieper, ons moet kyk daarna. Want dit is eintlik iets baie kosbaar. So, hier is die tema van my preek vanmôre. Hoedanig is die plek van my rus? Hoe lyk hierdie rus? Nou, daai woord rus word 9 keer in die Grieks in die Nuwe Testament gebruik. Hierdie keer en dan in Hebreërs, hoofstuk 3. En ons gaan na Hebreërs toe, hoofstuk 3 en hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 3 en 4, net gou dit kry. Hebreërs 3 vers 11. En ek kom ons begin bietjie voor dit, vers 7, Hebreërs 3 vers 7. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle my stem hoor, vandag, hy gebruik die woord vandag. Nou die rusie oor die Sabbatdag is die 6de of die 7de dag. Hierso gebruik hy die woord vandag. Watter dag is dit vandag? Dis die eerste. Watter dag is vandag as dit môre is? Dis die tweede. Elke dag is vandag. Hy sê vandag as jy my stem hoor. Dis elke dag. Verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Hulle het God se werke, hulle het in 'n wonderwerk elke dag geleef. Elke dag het hulle die heerlikheid van God gesien. Elke oggend het hulle uitgegaan en manna gekry. Die water wat vir hulle voorsien was, het hulle gevolg reg deur daai woestyn. Hulle het wonderwerke elke dag gesien en tog het hulle harte verhard. Vers 10, daarom het ek vertorend geword op hierdie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie. Hulle het nie geleer nie. Vers 11, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Daar noem dit weer daai woord rus. Hulle sal my rus nie ingaan nie. Vers 12, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in julle in bose en ongelowige hart is, deur dat hy van die lewende God afvallig geword het nie. Maar vermaan mekaar elke dag, nie net 1 keer 'n week nie, elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur verleiding van die sonde verhard word nie, want ons is deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag, daar's weer vandag, as jy hulle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Hierdie ding verhard julle harte nie, is 'n kern verstaan van die rus. Terwyl ons harte verhard is, sal jy in die rus nie gaan nie, ek gee nie om watter dag jy aanbid nie. Dis 'n hartsaak wat hy daarvan praat. Vers 16, wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder die leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? Hulle het uit Egipte gegaan op pad na Kanaanland, die beloofde land. So hulle was op pad, en op pad het hulle verbitterd geword. Vers 17, en op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het nie, wie se lyke in die woestyn geval het nie? So dat mense in die woestyn geval. Hulle was almal op pad na die beloofde land toe, maar hulle het gesterf. Al die groot mense, behalwe Joshua en Caleb, al die res het gesterf. Het julle al ooit bietjie gedink? Jy weet, partykeer moet ons bietjie prakties dink oor die ding. Hoeveel mense het uit Egipte gekom?
Dit praat van 600 man, 600.000 man. Dat beteken dat moes ten minste 600.000 vrouens ook gewees het. En dan die kinders. Dis maklik 3 miljoen mense wat uitgekom het. Nou vat die getal net van die groot mense, deel daai deur 40 jaar 365 dae in 'n jaar. Dit werk uit omtrent 100 mense het elke dag gesterf. Elke dag was daar begrafnis van ten minste 100 mense. So dit lyk het in die woestyn geval. Vers 18, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus, daar's weer daai rus, nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. So die geloof of die verharding van hart het baie te doen met die rus. Hoofstuk 4. Ek gaan so reg deur hierdie hoofstuk werk. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Daai belofte om in die rus in te gaan, hou nog stand. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. So terwyl die belofte daar is, gaan daar baie mense nie in nie. Vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Hulle het goeie nuus gehad. Wat was die goeie nuus? Julle is op pad beloofde land toe. Ons het ook goeie nuus. Ons is op pad koninkryk toe. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hulle dit by die hoorders met geloof nie verenig was nie. So die rus is nie of jy op 'n sekere dag van die week, of dit die 7de dag of die 1ste dag in die kerk sit nie. Die rus is ietsie baie dieper. En as jou hart is, mis jy dit, of jy in die kerk sit of nie. Vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Die rus is vir die wat glo. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal my rus nie ingaan nie. Dat praat weer van die rus. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld volbring is, toe God die hemel en aarde geskape het, was sy werke volbring. En hy het gerus, nie omdat hy moeg was nie, maar hy het 'n volledige job gedoen, kan ek so sê. Nou, ek wil vir julle ietsie wys van die skrif. Het julle al ooit Genesis 1 gelees? OK? Dit sê, op die eerste dag het God die lig gemaak, né? En dan sê dit, en daar was aand en daar was môre die eerste dag. En die tweede dag, en daar was aand en was môre die tweede dag. Derde dag se skepping, daar was aand en môre die derde dag. Vierde, vyfde, sesde dag, die aand en die môre die sesde dag. Kom by die 7de dag, dan sê dit nie, daar was aand en môre nie. Want die 7de dag was 'n ewige rus. Daai was voor die sondeval. Die sondeval het daai ding gebreek en terwyl hulle in Adam en Eva in die ewige rus was, het hy vir Adam gesê, tend my garden, bewerk die tuin. Hulle was in die tuin van Eden, bewerk die tuin. Daai woord bewerk is dieselfde woord wat jy lees in die Nuwe Testament, waar Jesus die vraag vra, waar die Fariseërs gesien het waar die Jesus saam met sy disippels deur die veld loop en van die graan pluk en eet. En hulle neem hom kwaadlik, hulle sê, hoekom breek julle die Sabbat? Dan antwoord Jesus vir hulle,
oor die Sabbat en hy sê, weet julle nie dat die hoëpriesters of die priesters die Sabbat breek en onskuldig is nie. Het julle dit al ooit gelees? Het julle nie gelees dat die priesters die Sabbat breek en onskuldig is? Het julle al ooit daar gelees, gekyk wat dit sê daar so? Die priesters het die Sabbat gebreek en hulle was onskuldig. Wat het die priesters gedoen wat die Sabbat gebreek het? Hulle het sekere werk gedoen. Weet jy wat was daai werk? Ek gaan nie nou na al die skrifte doen, ek gaan net vir julle sê. Toe Moses die tabernakel opgestel het die heerlikheid van God afgekom. Moses en Aaron het die vleis van die offerandes alles op die altaar gesit, alles was daar, maar het nie die vuur aangesteek nie. God het afgekom in sy heerlikheid en hy het die vuur aangesteek. Toe was daar 'n bevel aan die priesters, hulle mag nie toelaat dat daai vuur ooit uitgaan nie. So reg deur die woestyn wat hulle getrek het, moes hulle dag en nag, Sabbatdag, wat ook al, moes hulle seker maak daai vuur bly aan die brand. Een of ander tyd, het sê nie vir ons wanneer die moes daai vuur uitgaan het, want toe het hulle Salomo die tempel gebou, en met die bou van die tempel het 'n groot altaar daar gemaak, al die vleis daar opgesit, en God het afgekom in sy heerlikheid en weer die vuur aangesteek. God het die vuur aangesteek. Met Aaron se 2 seuns, Nadab en Abihu, in die woestyn nog, het daai 2 priesters gekom en 'n vreemde vuur gebring. Nie 'n vuur wat God aangesteek het nie, maar wat hulle self aangesteek het. Hulle was net daar doodgeslaan. Dit moes God se vuur gewees het. En die priesters was verantwoordelik om seker te maak dat daai vuur nooit uitgesit word nie. Weer by die tabernakel moes hulle seker maak dat daai vuur nooit uitgesit word nie. En natuurlik uiteindelik het hulle agter ander gode aangegaan, daai vuur het uitgegaan. Wat gebeur in die Nuwe Testament? Jesus sê vir sy disippels, julle moet waak en bid, en op die regte tyd het die Heilige Gees afgekom met vuur en hulle harte aangesteek. En hulle moes seker maak dat daai vuur in hulle harte nooit uitgegaan nie. En Paulus skryf daar so in Tessalonisense, sê blus nie die Heilige Gees uit nie. Dit was 'n Heilige Gees vuur. So, die Sabbatsrus, die hele ding van die Sabbatsrus, praat Jesus daar met die Fariseërs en hy sê, die Here is die Here van die Sabbat ook. En dan sê hy van die werke wat die priesters doen om daai vuur aan die brand te steek. Dis dieselfde woord as daar die werke in die Ou Testament wat Adam, toe hy gesê was, hy moet die tend my garden, daai werk doen om seker te maak, daai tuin is altyd mooi netjies, vir die teenwoordigheid van die Here wat daar gekom het. Moes altyd seker maak, daai woord daar so tend my garden is dieselfde woord in die Hebreëus, waar die Lewiete, die priesters, daai vuur moes aan die gang hou. Dis dieselfde woord. So dit was die werke dit was die Sabbatsrus, dat ons in die teenwoordigheid van God kan rus van ons werke, ons vertrou op God. Dis wat daai woord, hoe daai woord gebruik is. So, ons gaan aan hier so in Hebreërs hoofstuk 4. Laat ons dan vrees, vers 1, laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. En dan praat hy van die hoorders, einde van vers 2, en dan vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Vriende, dis nie, daai rus
is nie op 'n sekere dag nie, dis 'n vandagrus. Dis 'n vandagrus, en dit kom van geloof. In geloof gaan ons die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal my rus nie ingaan nie, dit was vir die wat ongehoorsaam was, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld volbring is. Want hy het ergens op die 7de dag, nou weet jy, hy praat van die Sabbatdag, gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, so daai rus is gekoppel aan die 7de dag gerus. Vers 6, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene wat aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. So die ingaan van die rus, is nie net in 'n kerk en kom op 'n sekere dag nie, dis 'n gehoorsaamheidrus. Vers 7, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. So deur Dawid is daai gesê, en jy lees dit in Psalms. Nou kom 'n vraag weer. Dis een van daai vrae wat God vra, soos hy gevra het, hoe danig is die koninkryk? Dis 'n vraag wat vir jou sê, dink bietjie oor, want hier's 'n verborgenheid hierso. Jy kry 'n vraag. As Josua aan hulle rus gegee het, onthou Josua het die Israeliete in die beloofde land geneem. Dis wat hulle na verlang het, daai 40 jaar, vir baie jaar voor dit ook, Abraham en Isak en Jakob, so het verlang vir die beloofde land. As Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Watter is daai Sabbatsdag rus? Watter dag? Vandag. Dis die kern van die Sabbatsdagrus. As ons stry oor watter dag dit is, dan mis ons hierdie kern. Dis 'n geloofstap, wat jy elke dag in die rus van God stap. Vers 10, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Daai rus is 'n volbring. God het alles gedoen. Hy rus nie omdat hy moeg is nie, maar hy rus in die volledige werk wat hy gedoen het. I've done what I needed to do. En nou stap ons vertrou op God, ons sit al ons kwale, al ons dinge in die Here se hande en ons sê, Here, ek rus aan U, want U, dat ek dit nou mooi sê, U is groter as ek. Ek stap dus in 'n plek in wat my vermoë verbygaan. Verstaan julle dit? Elke dag stap ek in 'n wandel wat my eie vermoë verbygaan. Ek stap in 'n vertroue op God, ek rus in Hom, want Hy sal my deurneem waar ek self nie kan doen nie. Maar ek stap doelgerig in daai in sy rus in. Vers 11. Laat ons dan beywer. Beywer is werk, is dit nie? Beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Net tot daar hierso in hoofstuk 4. Laat ons dan beywer, in ander woorde, hier is werk wat ons moet doen. Wat is daai werk? Om seker te maak dat daai vlammetjie nie uitgaan nie. Ons werk om seker te maak, dis nie 'n werk om ons eie heil eie salvation te skep nie. Ons werk om die vlammetjie wat God vir ons gegee het, nie te laat uitgaan nie. Ons beywer ons om in daai rus in te gaan en daarin te wandel elke dag. In gehoorsaamheid, in geloof in Hom. Dit is die werk van die Sabbat. Dis die kern van die Sabbat, om seker te maak
daai vlammetjie. Het daai vlammetjie al in julle gekom? Blus die Heilige Gees nie uit nie. Dis die kern van daai Sabbat. Nou, kom ek gaan na 'n versie wat, ek wonder of julle dit al ooit gelees het. Psalm 23. Kom ons gaan op Psalm 23. Psalm 23, wat 'n pragtige psalm. Vers 1, 'n psalm van Dawid. Dieselfde een wat geprofeteer het en gesê het, vandag, as julle gehoorsaam is, vandag, moenie laat, hoe sê dit daar so, moenie julle harte verhard nie. Dieselfde man, Dawid, psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ontbreek daar dinge in jou lewe? Partykeer? Hy sê, so niks sal my ontbreek nie. Hoekom? Vers 2, want hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is. Lei hy my heen. Hy lei my in sy rus in. Dis dieselfde woord wat daar gebruik word. Ander plekke word dit Sabbatsrus vertaal. Hy lei my nie om iewers op 'n 7de dag of 1ste dag te gaan kerk hou nie. Hy lei my daagliks in sy rus in. Daai lewende water. Wat het Jesus gesê in Johannes hoofstuk 7 vers 39? As julle na my toe kom, sal ek vir julle lewende water gee, wat uit julle binneste uitborrel, en dit het hy gepraat van die Heilige Gees. Daai lewende water, hy lei ons na hierdie lewende water waar daar rus is. Ek het 'n krag wat van binne af deur die Heilige Gees deur my vloei. Jy het dit. Daai is moontlik vir enige van ons as ons gehoorsaam is en doen wat hy sê. Laat ons in daai rus in van die Heilige Gees inwandel. Elke dag, hy lei my. Is dit nie mooi nie? Na waters wat rus is. Lei hy my heen. Hy verkoop my siel. As jou siel verkoop word, dan is jy rus. Hoeveel van julle het al ervaar, ek seker is nie iets wat julle baie ervaar nie, waar julle siele ontsteld is. Julle het nie altyd ontstelde siele nie, het julle? Hy lei my waar hy my siel verkoop. Hoekom? Want ek is in rus binne in my. Ek leef in rus. En dit kom net uit gehoorsaamheid. Om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Net soos God met Adam in die tuin was. In daai ewige rus. Daai ewige rus het gebreek met die sondeval. Van daar af het hy nou vir hulle met hulle gepraat oor die Sabbatdag en hulle moet dit heilig hou, en dit was alles 'n herinnering aan eintlik 'n baie groter rus. Jy weet, die wet is 'n wonderlike wet. Het was God se wet. Die feeste wat daar was vir in die Ou Testament, die wet en die feeste, alles wys vorentoe na Jesus. Nee. Een van die feeste, wonderlike fees van Tabernakels. Julle al gehoor van die fees van Tabernakels? Waaroor praat die fees van Tabernakels? Wanneer God by ons kom tabernakel. En die vervulling van hierdie, in een plek lees jy daarso van daai vervulling, waar 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, die Heilige Gees woon in ons, in jou hart. Hoofstuk 6 vers 19, ek dink sê dit ook. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tabernacle. Is nie net dat hy kom elke nou en dan besoek nie. Hy wil in ons lewe. Daai is die rus. Johannes hoofstuk 15 praat hy van abide in the vine.
En dan sê hy, die Vader en ek en my Vader, ons sal binne in julle kom woon. Dit is die doel, dit is the purpose van God. Hy wil binne in ons woon. Dit is 'n rus. En dis, as jy kyk na Openbaring, hoofstuk 21, die opsomming van die hele geskiedenis van die wêreld en van ons. Wat sê dit in Openbaring hoofstuk 21? Ons kyk net gou daarso, Openbaring hoofstuk 21. Dis die opsomming van alles. Vers 1 sê, ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dan sê dit hierso, vers 3, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, die Engelse Bybel sê, from the throne. In other words, dit is God se stem. Dis 'n stem van uitroep van oorwinning. Jy kan sê, at last, my purposes are fully fulfilled. Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees. Die hele fees van tabernakel, kyk vorentoe na hierdie vervulling. Dis nie net 'n fees wat ons een keer 'n jaar moet hou, net as 'n ritueel nie. Dit wys vorentoe na die tabernakel. Eerstens, dat die Heilige Gees binne in ons woon, maar alles lei na daai waters waar rus is, waar God uiteindelik by sy mense woon. Ons in hom, hy in ons. Dis die tabernakel. Dis die rus. Uiteindelik is God by ons, net soos dit was in Eden, waar God vir Adam en Eva kom besoek het, daar so saam met hulle gewandel. Dink hoe dit moes gewees het. God, almagtige God, in sy volle heerlikheid, want daar was nog nie 'n sondeval in daai tyd nie. In ander woorde, Adam het God in sy volle heerlikheid gesien, en saam met hom gewandel. Adam het saam met God gewandel. Wauw! Dit was rus. Dis die sonde wat daai rus gebreek het. En die hele tyd bring hy 'n wette hier en daar en dinge wat weer vorentoe kyk na 'n rus wat nog moet kom. En dis gehoorsaamheid wat daai rus maak dat ons in die rus in kan gaan. En dis nie net daarso nie, maar ons kan vandag leef in daai rus. Mag die Here ons help om in daai rus te leef. Kom ons kyk na Psalm 132. En ek wil nou begin klaarmaak, Psalm 132. Psalm 132 vers 8. Dit is die psalm wat geskryf is by die inwyding van die tempel, waar God gekom het in sy heerlikheid. Die priester sê dit, die skrif kon nie staan nie, die heerlikheid van die Here was daar, en Salomo het hierdie gesê, vers 8, staan op na u rusplek, Here, u en die ark van die sterkte. Salomo, dit is amper 'n bietjie arrogant, nee, hy bou hierdie fantastiese tempel, dit vat jare, die verskriklike mooi, alles is met goud oordek en die verskriklike mooi. Dan sê hy, Here, ek het vir u 'n huis gebou, kom, kom woon hier so by ons. En God het gekom. Maar dit was nie die einde daarvoor nie. Dit was net 'n voorbereiding vir die eindelike wanneer God kom en met ons woon. Staan op na u rusplek, Here, u in die ark van die sterkte. Vers 13, want die Here het Sion uitgekies, hy het dit as woonplek vir hom begeer. God begeer om by ons te bly. Vers 14, dit is my rusplek vir ewig, hier wil ek woon, want ek het dit begeer. God se desire, se verlange, is om by jou en my te woon vir ewig. En dit gaan nog gebeur. Maar vir nou is dit in geloof. Ek het altyd in die begin van my bediening
het ek begin sien wat die Bybel baie praat van die heerlikheid. En ek bietjie gewonder oor dit, hierdie glory. Jesus praat van sy heerlikheid. Hy sê, hy bid, Johannes 17, hy sê, Vader, ek bid dat die heerlikheid wat ek van u kry, dat my disippels dit ook mag kry en sien. Hy wil hê ons moet in daai heerlikheid. Ek weet nie of julle al ooit gedink het, dis een van die dinge wat ons moet soek en vra, en Here, ek wil verstaan oor hierdie heerlikheid, want dis iets ver bo ons verstand, en tog wil hy dit vir ons gee. En ek het begin bid, net soos Moses gebid het, sê, Here, ek wil u heerlikheid sien. Ek is maar klein en nietig, maar ek wil u heerlikheid sien. En ek het dit baie gebid. Here, ek verlang om u heerlikheid te sien. En vir jare het ek so gebid en hierdie verlange, en nou nog het ek 'n diep verlange na daai heerlikheid. Weet jy dat die skrif sê, in die Ou Testament, Numeri, the whole earth shall be filled with the glory of the Lord as the waters cover the sea. Can you imagine that? So ek het gebid, sê Here, ek wil u heerlikheid sien. En eendag lees ek Johannes reg aan die einde, waar Jesus na die opstanding kom hy, en hy verskyn aan sy disippels, maar Thomas was nie daar nie. Onthou julle daai? Thomas was nie daar nie. En hy praat met sy disippels, en toe verdwyn hy weer, en toe vertel die disippels vir Thomas, toe hulle hom sien, ons het die Here gesien. En Thomas sê wat? As ek nie my vinger in daai gate in sy hande steek nie, en my vuis in sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. En 'n week later verskyn Jesus weer aan sy disippels, en hier's Thomas ook. Voor hulle kans het om iets te sê Thomas, bring jou vinger hier, kom steek dit in my hand, bring jou vuis en steek dit in my sy. Wees nie ongelowig nie, maar wees gelowig. Dan wys hy weer na geloof. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. En dan sê Jesus vir Thomas, glo jy nou? Meer geseënd, more blessed, is hulle wat nie gesien het nie en tog glo. En ek lees daar en die Here sê vir my, leef asof jy die heerlikheid sien elke dag. Jy leef in geloof. Jy leef in 'n geloofsposisie wat buite jou vermoëns is. En so het ons al baie in situasies gegaan waar ek deur siekte en deur my mediese kondisie amper nie kon opstaan nie, en ek moes gaan preek. Dat ek sukkel om by die preekstoel te kom, en ek hou vas aan die preekstoel, en my kop is so dof van die medikasie, en ek weet nie eens wat ek gaan preek nie, en ek hou vas, sit my voete so wyd dat ek nie omval nie, en ek maak my Bybel op, en ek preek, vir 45 minute, wat ook al, en daar's 'n herlewing wat daar kom, en ek weet nie eens wat ek gesê het nie. En ek het daar so begin verstaan, en dit het al 'n hele paar keer gebeur, waar ek verby my eie vermoëns net moet vorentoe gaan, ek sê ek gaan dit doen, alhoewel ek weet in myself ek kan dit nie doen nie. That is living in the rest. Die Here roep ons in 'n pad van geloof wat by ons vermoëns verbygaan. Dit, vriende, is die rus. Wat jy nie in jou eie werk en jou eie kragte, ek meen ons moet ons eie werk doen en ons krag doen, maar daar kom 'n tyd, en daar's baie keer as jy in geloof stap, daar's baie keer so, dat die Here jou roep om iets te doen, wat jy goed en wel weet, this is beyond me. Nou stap jy in die rus in. Nou stap jy in 'n geloofspad, wat die rus is, wat ver meer is as net 'n eendag worship. Dis 'n vandag, en dis 'n roeping om elke dag so te stap. Mag die Here ons help om in daai plek te stap. Daar's baie skrifte wat daarvan praat, dwell in the rest, abide in me, abide in the vine,
Dis 'n plek waar jy gedurig sap kry van die wyn. Daai sap is jou eie vermoëns verby. Mag die Here ons help. Kom ons bid. Liewe Heer, dankie dat U vir ons nooi. U nooi ons om te vra, om te soek, om te klop aan dit wat bonatuurlik is. En ons wil gehoorsaam wees. Ons wil nie soos die Israeliete sê, nee, maar ons kan nie daai reuse oorwin nie, ons wil liewer teruggaan na die vleispotte van Egipte. Sê liewer soos Caleb, gee my daai gebergte waar die reuse is. Ek gaan teen 85 jaar oud gaan ek daarso veg en ek gaan my rusplek neem. Help ons, liewe Heer, om in geloof te wandel in daai Sabbatsrus elke dag. Dankie Vader. Amen.